Goeiedag almal, ons is nog steeds besig om te gesels oor die Paasfees en vandag, vroeg die volgende oggend, 4 dae voor die kruisiging, lees ons in Markus 11 vers 12 die volgende baie belangrike gebeurtenis. En die volgende dag, onderwyl hulle uit Betanië gaan, het Jesus honger gehad, en toe hy op 'n afstand 'n vyeboom met blare sien, het hy daarin gegaan in die hoop om iets daaraan te vind. En toe hy daarby kom, vind hy niks as blare nie, want dit was nie die tyd van die vye nie. En Jesus spreek en sê vir die boom, laat niemand ooit in der ewigheid van jou 'n vrug eet nie. En nou, belangrik, en sy disippels het dit gehoor. Nou verder lees ons dat Jesus hierna die tempel ingaan en die geldwisselaars en duieverkopers se tafels omkeer en hulle met krag uitjaag. Markus 11 vers 18. En die skrifgeleerdes en die owerpriesters het dit gehoor en gesoek hoe hulle hom kom ombring, want hulle was bang vir hom, omdat die hele skare verslaaf was oor sy leer. Kan jy sien die krag wat uit Jesus uitgegaan het? En nou, nog 'n belangrike les wat ons in hierdie Paasfees moet leer is die volgende. Markus 11 vers 20 tot 24. En toe hulle vroeg in die môre verbygaan, sien hulle die vyeboom verdroog van die wortels af. En Petrus het onthou en vir hom gesê, Rabbi, kyk, die vyeboom wat u vervloek het is verdroog. En Jesus antwoord en sê, julle moet geloof in God hê, want voorwaar ek sê vir julle, dat elkeen wat vir hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see, en nie in sy hart twyfel nie, moet glo dat hy wat hy sê sal gebeur, en hy sal verkry net wat hy sê. Daarom sê ek vir julle, alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang, en julle sal dit verkry. Kan jy sien? Die absolute belangrikheid van geloof. Julle moet geloof in God hê. Mag hierdie Paasfees ons dryf om meer geloof te ontwikkel in ons harte. Dinge wat ons doen, dinge wat ons sê, hoe ons reageer, dat ons alles in geloof sal doen, want ons kan ook berge versit. Maar Jesus se dringende lering ten opsigte van ons geloof eindig nie hier nie. Hy gaan verder en hy sê in vers 25 en 26, en wanneer julle staan en bid, vergeef as julle iets teen iemand het, sodat julle Vader wat in die hemele is ook julle oortredinge mag vergewe. Maar as julle nie vergewe nie, sal julle Vader wat in die hemele is ook julle oortredinge nie vergewe nie. Baie belangrik. Jy weet, alle mag en alle krag van die Vader is tot ons beskikking elke dag. Maar vir Jesus is dit meer belangrik dat ons moet leer om mekaar te vergewe. En wanneer julle staan en bid, vergeef as julle iets teen iemand het, sodat julle Vader wat in die hemele is, ook julle oortredinge mag vergewe. Paasfees leer ons dat God ons onvoorwaardelik wil vergewe. Maar ons moet ook onvoorwaardelik vergewe die wat teen ons gesondig het. Paasfees is die gunstige tyd waar ons moet besluit, ek sal vergewe. Help ons daarmee, Here, in Jesus naam, amen.